'n Voorlopige verslag oor die bedrog en korrupsie by die Tembisa Hospitaal is vandag bekend gemaak en die misdaad-intelligensiehoof Dumisani Khumalo lewer getuienis voor die Madlanga Kommissie van ondersoek. Goeiemiddag, ek is Dian van der Berg. Baie welkom by Afrikaanse nuus op Pretoria FM op die 29ste September 2025. Die spesiale ondersoekeenheid het 7 syndikaate uitgewys wat verantwoordelik was vir die verduistering van meer as R2 miljard by die Tembisa Hospitaal. Die hoof van die SOE, Andy Motibe, het tydens 'n media-konferensie by die Oosrand Hospitaal 'n tussentydse verslag bekendgemaak oor 'n ondersoek wat gevolg het nadat die vletjieblaser Babita Deokaran onreëlmatighede uitgewys het. Sy is in Augustus 2021 vermoor. Die SOE het ook 'n bevel bekom om die belange van die tendermagnaat Hangwani Morgan Maumela te bevries, nadat hy as een van die syndikaate by die Tembisa Hospitaal uitgewys is. Die Maumela syndikaat het deur middel van 'n netwerkmaatskappye meer as R816 miljoen op onwettige maniere bekom. Die omstrede sakeman Vusimuzi Kat Matlala se 3 maatskappye was ook deel van die Maumela syndikaat. Hy het meer as R15 miljoen in sy sak gesteek. Die misdaad-intelligensiehoof Dumisani Khumalo het vandag voor die Madlanga Kommissie van ondersoek getuig om sy weergawe oor beweringe dat die polisie en regbank deur vermeende dwelmbase in Gauteng beheer is te verskaf. Sy getuienis sal na verwagting 'n paar dae duur. Khumalo is tans op borgtog nadat hy van bedrog en korrupsie aangekla is. Die aanklagte hou verband met die onreëlmatige aanstelling van 'n ongekwalifiseerde beampte in 'n senior pos. Daar is ook gerugte dat die Madlanga Kommissie se hoofgetuienis aanvoerder, Terry Matau, besluit het om uit die kommissie te bedank. Die kommissie sê egter, hy sal nie deur beweringe van onenigheid in sy geleedere ontspoor word nie. Die leierskap van die PA sal na verwagting van dese week met die ANC vergader, nadat sy leier, Gayton McKenzie, gedreig het om sy party uit die regering van nasionale eenheid te onttrek en dat hy as minister van sport, kuns en kultuur sal bedank. McKenzie het die dreigemente gemaak en het geëis dat sy adjunkpresident Kenny Kunene weer in sy pos as die burgemeesterskomitee-lid vir vervoer in die Johannesburg Metro aangestel word. Hy het ook die voorsitter van die ANC in die Johannesburg streek daarvan beskuldig dat hy die PA ondermyn. Kunene is sedertdien weer as raadslid ingehuldig. Kunene is vroeër van alle aanklagte kwytgeskeld nadat hy tydens die moordbeskuldigde Katiso Molefe se inhegtenisneming teenwoordig was. En Namibië het honderde soldate ontplooi om spanne troepe, die polisie, plaaslike inwoners en brandbestryders by te staan om 'n brand in die Etosha Nasionale Park te blus. Die brand het reeds 1/3 van die park afgebrand, wat minstens 114 soogdierspesies wat die bedreigde swart renoster insluit, huisves. Die park in die noorde van die land word sedert 22 September deur brande getuister, wat uitgebreide ekologiese skade aangerig het. Die landse minister van verdediging, Frans Kapoffi, sê daar is 500 bykomende soldate in die geraakte gebied ontplooi. Dit bring ons ook aan die einde van vandag se Afrikaanse nuus hier op Pretoria FM. Van my Dian van der Berg, tot môre. Totsiens.